Wat moet ons doen as die grootste gevaar nie van buite is nie, maar van iemand wat langs jou in die kerk sit? Die Bybel waarsku dat sommige mense nie net hulle eie lewens vernietig nie. Hulle laat 'n spoor van gebroke harte, verdeelde gemeentes en twyfelende gelowiges agter. Judas skryf met dringende erns oor mense wat God se genade misbruik, hulle eie begeertes volg en selfs ander van die waarheid af wegtrek. Hy beskryf hulle as wolke sonder reën, wat hoop beloof, maar niks gee nie, vrugtelose bome, geestelik dood en dwaalende sterre, wat ander van die regte koers aflei. Dit is 'n aangrypende waarskuwing. Nie elke stem wat geestelik klink, spreek namens God nie. Maar dan verras Judas ons. Hy sê nie, verwerp hulle wat dwaal nie. Hy sê, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Ook ander moet julle met versigtigheid ontferm en verafskie selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Wat 'n ongelooflike balans. God roep ons nie om naïef te wees nie, maar ook nie om hard en liefdeloos te word nie. Ons moet onderskei tussen diegene wat doelbewus mislei en diegene wat vasgevang is en hulp nodig het. Maar so 'n taak vra geestelike volwassenheid. Daarom sê Judas, bou julleself op in geloof, bid in die Heilige Gees, bly in die liefde van God. Eers wanneer ons self stewig in Christus gewortel is, kan ons ander help, sonder om self afgetrek te word. En wanneer jy voel, die stryd is te groot, onthou Judas se laaste woorde. God is magtig om jou van struikeling te bewaar. Hy is sterker as enige misleiding, groter as enige vernietigende invloed en getrou om sy kinders veilig by sy heerlikheid uit te bring. Moenie jou oë van Jesus afhaal nie. Wandel in waarheid, leef in liefde, wees 'n instrument waardeur God ander uit die vuur van misleiding red.